Gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier is. Ons gaan nie na die erediens enige afkondigings hê nie. Ek sal sommer alles voor die diens doen. Ons kollekte by die deure vandag gaan vir president Kreer Kinderhuis. Daar's nog enkele kalenders beskikbaar agter in die kerk. En dan is daar donderdag om 8:00. Die 25ste is hier 'n Kersdiens hier by die kerk. Aan verlief en leed dink ons aan oom Jan Snyman. Hulle is nou terug hier in die Weskus, maar dit gaan maar nog swaar met hom. Ons hou hom, dan die Annelies nog in ons gebede. Ons verjaarsdag hierdie week, ons het 4 verjaarsdae, Armand Mulder vandag, want ons die 23ste vir tannie Louise Du Plessis, en vir Mizel Roots, en aan die 26ste vir tannie Wilma. Ons wens hulle 'n gelukkige verjaarsdag toe, en dan sal ons na die erediens, na die gebed net vir hulle ook die seën van die Here toesing. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan God behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 29:2. Ons sing saam vers 1 tot 5, 5 kort versies. Die oproep van die eerste vers en ook die fokus van ons prediking vanmôre, ook soos ons in ons voorsang gesing het oor die herders in die veld. Prys die Here, hemelinge, hy verskyn in al sy mag. Prys die Here, alle dinge, buig heel neer voor sy gesag. En dan in besonder ook vers 5. Bo die waters is sy woning, almal eer hom met ontzag. Ewig heers God as koning, vrede vind sy volk en krag. Ons staan, dan sing ons saam Psalm 29, die tweede omdigting, vers 1 tot 5. Ons bely ons geloof saam in die woorde van die geloofsbelijdenis van Nissia, ook in besonder oor Christus en sy koms na die aarde, bely ons saam met die kerk deur alle eeue. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons kan gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag
van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 91. Ons sing saam vers 5, vers 6 en vers 8. Die belydenis van vers 5, wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadu en beskut deur God se alvermoë. En dan in besonder met die fokus op ons prediking vandag, vers 6. Ek gaan dit nie vir ons lees nie, maar ook ons belydenis rondom die Here wat ons bewaar, en dat hy self sy engele sal stuur om ons te beskerm. Terwyl ons so bly sit, Psalm 91, vers 5, vers 6 en vers 8. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, dankie Here dat U volk saamroep, dat U kerk vergader, uitgeroep is in hierdie wêreld, uitgeroep in Christus. Dankie dat U Gees uitstuur in hierdie wêreld, dat die wind waai en ons sien nie hoe hy werk nie. Ja, onsigbaar verander U die mense hart en bring U, trek U hulle na U toe. Dankie dat U geloof skenk, maar dat U nie net geloof skenk nie, maar dat die wat in geloof wedergebore is en glo in U, dat U hulle ook saamroep in hierdie wêreld. Afsonder, afheilig vir U. Dankie Here dat ons vanmôre as U kinders, as U vergadering, as U uitgeroeptes mag vergader, mag saamkom en weet ons ontmoet U vanmôre. Dankie Here dat U welgevalle daarin vind om Uself te openbaar aan ons en dat U deur al die jare op soveel verskillende maniere met die voorvaders gepraat het en in hierdie laaste dae dat U praat deur U Seun, die volmaakte openbaring en dat hy as mens self na hierdie aarde toe gekom het, ons sondes op hom geneem het en ons regverdig het. Dankie Here dat ons die geloof mag hê. So bid ons vanmôre vir alle gelowiges wat lou geword het in die geloof, vir alle gelowiges wat U roep weerstaan, vir alle ongelowiges wat hulle harte verhard het. En ons bid vir U kerk dat hulle voortdurend sal getuig, 'n lig sal wees en 'n sout sal wees in hierdie wêreld, om ook die ongelowiges na U toe te roep. Ons bid Here dat U in hierdie feestyd, hierdie tyd van Advent, vir mense wat swaar kry, weer sal moed gee, vir mense wat eensaam is, weer bly sal maak en vreugde sal gee. Mense wat nie hoop het nie, dat U hulle weer hoop sal gee in hierdie tyd. Ons bid in besonder Here dat U vanmôre met elke prediker sal wees wat U woord verkondig, dat hulle dit sal doen in nederigheid en afhanklikheid van die Gees en ook sal sê, so spreek die Here. Maak ons ore oop en ons harte ontvanklik vir U woord. Sny aan ons, werk aan ons, o Here. Gee ons in ons harte weer liefde vir mekaar, 'n omgee. Help ons om die ou mens af te sterf elke dag, waar die mens wat belelik praat oor ander,
Daardie mens wat sy eie gemak meer waarde ag as die van ander. Daardie mens wat afkraak en afknou, wat jok. Here, help ons om voortdurend te vernuwe te word in die gees van ons gemoed. Help ons om in liefde om te gaan met ons naaste, maar veral met U, o God. Vergewe ons sonde, ons so baie keer tekort skiet. En help ons om te weet, dat ook dit wat ons verkeerd doen, en ook daarvoor is daar versoening gedoen. En dat ons met vrymoedigheid na U toe sal kom, ten spyte van die vlek en die smet wat die sonde op ons het. Dankie Here, dat U vanmôre weer met ons praat. Help ons om te luister, om Christus ontwil. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons sing eers saam. Ons sing saam die 348, ons sing net vers 2, Stille Nag, 'n bekende lied. Vers 2, Stille nag, heilige nag, Hemelvors, ons gee ag op die lied van die engelekoor. Herders het dit eerste gehoor, juig, die redder is daar. Ons staan, dan sing ons saam vers lied 348, vers 2. Ons lees vanmôre saam met die woord van die Here uit 3 gedeeltes, 1 Petrus hoofstuk 1. Ons lees daar saam vers 10 tot vers 12 en dan 2 gedeeltes uit Lukas. Die verskyning van die engel aan Maria en dan ook die verskyning van die engel aan die herders in die veld. Ek lees vir ons uit 1 Petrus hoofstuk 1 vers 10 tot 12 uit die 1983 vertaling. In verband met hierdie saligheid het die profete wat die genade verkondig het wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word. En hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat hulle geprofeteer het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees, wat van die hemel af gestuur is. Dit is dinge waarin selfs die engele begeerig is om insig te kry. Net weer daai laaste vers. Petrus sê, dit is dinge waarin selfs die engele begeerig is om insig te kry. Dan lees ons saam uit die evangelie volgens Lukas. Uit hoofstuk 1 lees ons vanaf vers 10. Verskyning aan Sagaria, ekskuus tog. Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. Toe verskyn daar 'n engel aan die regterhand van die wierook of aan die wierookaltaar, 'n engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom: Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan 'n seun sal aan jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God en hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen en ongehoorsaam is op die regte pad terug te bring en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Toe sê Sagaria vir die engel: Waaraan sal ek dit weet? Ek is 'n ou man en my vrou is al op vergevorderde leeftyd. Die engel antwoord hom: Ek is Gabriël wat in diens van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie tyding
vir jou te bring. Vers 19 staan daar letterlik, ek is Gabriël wat voor die Here staan. Ek is Gabriël wat in diens van God staan. En dan hoofstuk 2, ons lees saam vanaf vers 8 tot vers 20, die verskyning aan die skaapwagters. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle. Die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe hastig daarheen en kry Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor die kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Geliefdes in ons Here, elke jaar hier rondom Kersfees sal dit nie baie moeite vat om iewers 'n Kerstoneel te kry. Mense wat die Kersverhaal van Christus, die geboorte van Christus opvoer nie. In sommige families en gesinne is dit tradisie om dit elke jaar te doen en weer op te voer. Dit word gereeld gedoen deur jong mense wat op uitreike gaan. Maar dit is waarskynlik die meeste by laerskole. Laerskole wat die kindertjies bymekaar maak en dan hierdie Kerstoneel weer opvoer. En is baie leersaam en eintlik baie aangrypend. Nie net vir die kindertjies wat die akteurs is nie, maar ook vir die mense wat dit sien. Onderwysers maak hulle bymekaar en deel vir elkeen 'n rol uit. Hierdie een as Elisabeth, daarin as 'n herder en dan is daar altyd hier en daar een wat 'n skaap in die veld is of 'n donkie in die stal. Miskien het jy al gewonder, hoe is dit dat daar juis oor die geboorte, oor hierdie Kerstyd, die geboorteverhaal van ons Here Jesus, so baie keer 'n opvoering is, maar bitter selde oor enige ander deel van die Bybel? Die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Die geboorteverhaal van Jesus het baie elemente van 'n antieke vertoning, 'n toneelstuk as jy wil. Lees maar gerus weer Matteus, maar veral ook hierdie Lukas gedeeltes wat daaroor handel. En dan kom 'n mens gou agter, daar is 'n bepaalde patroon. Eers is die agtergrondverteller aan die woord. Hy lei dit in met 'n bietjie konteks. Hy vertel vir ons waar die gebeure afspeel, wie betrokke is. Daarna trek die gordyne oop en ons sien die karakter op die voorgrond. Hulle is besig met een of ander ding. En dan skielik verskyn daar 'n engel uit nêrens aan die karakter. Hy maak 'n baie belangrike aankondiging en dan volg die res van die verhaal. Eintlik nie so belangrik nie, maar baie kere dialoog tussen die engel en die persoon. Natuurlik is daar baie meer aan hierdie tonele as net hierdie gedeeltes, maar dit bring die punt oor. Daar's 'n belangrike patroon. Ja, daar is baie belangrike elemente van 'n storie, 'n verhaal, 'n vertoning. En vandag gaan ons in ons prediking fokus op een belangrike element van hierdie toneel. Dit is 'n derde punt, naamlik daardie oomblik wanneer die engel aan die persoon verskyn. 'n Element wat in al hierdie dele betrokke is. Ons kyk vandag dus na 3 punte. Eerstens na wat 'n engel is, wat die engele is. Tweedens, wat die engele se rol en se doel is. En dan in die derde punt, wat die engele sê by hierdie ontmoetings. In die eerste plek dan, wat die engel is.
Ek dink meeste van ons weet min of meer wat 'n engel is. Miskien het jy al gaan oplees en kan jy sê dat daar 3 verskillende tipe engele is. Byvoorbeeld, die Bybel praat van gerubs, soos die wat hulle uitgespreide vlerke op die ark het, of die een wat by die ingang van Eden gesit is om dit te bewaar. Ons lees ook van 'n ander tipe engel genaamd 'n seraf. In Jesaja 6 lees ons van hulle met 6 vlerke, waar hulle vlieg rondom die troon van God, besig om die Here se lof te sing. In die 3de plek lees ons gereeld van lewende wesens, veral of baie spesifiek in Daniël en in Openbaring. 'n Mengsel van 'n bil, 'n leeu, 'n arend en 'n mens, ook besig rondom die troon van God om die Here se lof te sing. Nou dalk weet jy dit, en nogtans moet ons vra, wat is 'n engel? Wat is engele? Hier kan ons belydenis ons baie mooi help. Nederlandse geloofsbelydenis artikel 12 bely ons dat toe God geskep het, het hy aan elke wese 'n eie gestalte, 'n voorkoms en 'n wese gegee. Het verklaar dan vir ons hoekom daar verskillende tipe engele is. Maar dan waarsku die belydenis ons teen 2 gevare. In die eerste plek, ons moenie soos die Sadduseërs van Jesus se tyd ontken dat daar wesens soos engele bestaan nie. En in die tweede plek moet ons bely ons dat engele geskape wesens is. Met ander woorde, hulle is hoegenaamd nie gelyk aan God of vergelykbaar met God nie. Engele mag ook nie aanbid word nie, want hulle is nie God nie. Ons mag ook nie tot hulle bid nie, want daar is net een middelaar tussen God en die mens, en dit is ons Here Jesus Christus. Terselfdertyd bely ons dat engele baie magtig is. En ons bely selfs in die bekende Psalm 8 dat mense op 'n sekere mate minder as die engele geskape is. Ons weet ook dat sommige engele belangriker is, dat daar 'n hiërargie van die engele is. Byvoorbeeld die aartsengel Michael, van wie ons lees in Daniël en Openbaring. Daar word van hom gesê dat hy die belangrikste vors en leier van die Here se leermag van engele is. Nou net kortliks op te som. Die Here het dit natuurlik nie belangrik geag om alles oor hierdie geheime hemelse engele vir ons te openbaar nie. Maar wat ons bely is belangrik. Ons bely dat hulle bestaan sonder twyfel, dat hulle magtige wesens is, wat in die hemel by God teenwoordig kan wees, maar ook soms aarde toe kan kom. Ons bely dat hulle skepsels is, wat deur die Here gemaak is, en dat hy hulle goed geskaap het. En daarmee saam het hy vir hulle 'n taak gegee. En dit bring ons dan by ons volgende punt uit. Die rol en die taak van engele. Alles in God se skepping het immers 'n doel. So sê Psalm 144, dat alles het 'n doel in hierdie skepping, en in besonder om dit waartoe hulle geskep is, om die Here te dien. So ook die hemelse wesens. Ons belydenis sê dan in die eerste plek, dat hulle die rol het om ons, wat uitverkorenes is, te dien. Ons het vanmôre gesing van Psalm 91, hoe die Here sy engele stuur om sy kinders te bewaar. Vers 6, rondom die reisiger, ruis die engelevoet met liggewiekte tree, hy kom die wandelaar tegemoet en lei hom op sy weë. En baie belangrik hierdie woorde, hulle bied op God se bevel om die hulp van willige hande, en dra hom waar hy reispad gaan, op ruwe rotserande. Ja, in God se diens stuur hy 'n engel om die Assiriërs, die groot Assiriese weermag, te verslaan. Op God se bevel bemoedig 'n engel vir Paulus, op God se bevel versorg die engel vir Petrus en vir Elia. Hebreërs 1 vers 14 sê, dat engele tog niks anders is as dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die wat die saligheid sal beerwe. Maar dan bely ons ook 'n tweede deel. Engele het 'n rol in God se openbaring, in die bekendmaking van wie God is. Geliefdes, net om vir 'n oomblik hierby stil te staan. Wat 'n wonderlike voorreg dat die Here daar 'n welgevalle daarin vind, dat hy dit goed vind om homself aan ons bekend te maak. Ja, ons aanbid nie 'n onbekende God wat ons nie ken nie, wat ons moet raai wie hy is nie. Nee, die Here maak homself aan ons bekend, hy openbaar homself aan ons. Soms praat hy direk met mense, soms stuur hy die profete om sy woord te verkondig,
Ja, profete wat deur die Gees geprofeteer het. So ook, baie belangrik, stuur hy engele om hom bekend te maak. Engele as sy boodskappers. In beide Grieks en Hebreëus is dit immers wat hierdie woordjie engel beteken, boodskapper. Daarom kry ons hulle gereeld in sleuteloomblikke van die geskiedenis van God se volk. Hulle is daar met die aankondiging van Isak en Simson se geboorte. Belangrike oomblikke van verlossing soos met die volk in Egipte, met die volk in die woestyn, met Gideon in die tyd van die rigters. Groot wêreldgebeure soos met Daniël, Esegiel en Johannes. Trouwens, die Bybel wys eintlik vir ons dat wanneer 'n boodskap deur 'n engel gestuur word, dat dit soms baie belangriker is, selfs as die boodskap van mense. Dit is 'n gewigtige boodskap. Geliefdes, kyk nou wat sê Petrus in vers 10 en 12. Hy sê dat ons as gelowiges wat na Christus lewe, dat ons die openbaring van die Here ontvang het en dat dit baie besonder is, dat ons baie bevoorreg is, want ons het die openbaring van die Here wat die mense in die Ou Testament net vaagweg geweet het. Die Gees van Christus wat in die profete was, hulle het vooruit verkondig dat die Here Jesus sou kom, dat hy sou ly en dat hy verheerlik sou word, maar hulle het nie die volle omvang en die gewig daarvan verstaan nie. Hy sê dat die profete probeer vasstel het, dat hulle noukeurig ondersoek ingestel het oor die tyd en die omstandighede waarvan die Gees van God wat in hulle is, daaroor gepraat het. Maar dit was nie net die profete wat nuuskierig was nie. Vers 12. Selfs die engele was begeerig om insig te kry in die raadsplan van God. Daar staan letterlik dat die engele afgebuig het om nader te aanskou wat die Here nou doen. Met ander woorde, die engele is nie alwetend nie. Hulle ken nie God se volle raadsplan nie. Vir hulle en vir ons is dit net so 'n groot openbaring wanneer die Here deur hulle 'n openbaring, 'n boodskap gee aan sy volk. As hy een van hulle uitgestuur het, was dit net so 'n groot oomblik, soos die keer wat die mens dit hoor. En dit bring ons dan by ons laaste punt, wat die engele sê. Geliefdes, met dit wat Petrus nou vir ons gee, en dit wat die engele is, as agtergrond. Dink vir 'n oomblik aan die blydskap onder die engele, wanneer die Here sy hemelse boodskappers nader roep, en vir een van hulle 'n openbaring gee om vir die mense te gaan vertel. In Job lees ons hoe die hemelse wesens eintlik voor die Here kom staan, hulle voor die Here stel en dan saam met die Here vergader, soos of hy hulle inroep om vir hulle 'n boodskap te gee. Dink terug aan Genesis 1 met die skepping van die wêreld. Op die 6de dag, nadat God alles gemaak het en gesien het dat dit goed is, sê die Vader en die Seun en die Gees vir mekaar, laat ons mense maak. Laat ons hulle maak na ons beeld. En dink vir 'n oomblik aan die engele in die hemel, toe die Here dit gesê het. Want skielik het die Here 'n doel vir die skepping. Hulle het gesien hoe die Here alles maak, en nou maak hy 'n doel vir die skepping. Hy maak die mens na sy beeld om te heers oor dit wat hy gemaak het. Hy gee vir die mense plek om te bly, waar die Here saam met die mens kan wandel. En tog weet ons dat nie al die engele so gelukkig was oor dit wat die Here gedoen het nie. Ons bely saam dat sekere van hierdie engele in sonde geval het, en dat hierdie duiwels en bose geeste so ontaard het, dat hulle vyande van God, van die mens en van alles wat goed is geword het. Een van hulle verlei dan vir Adam en Eva om in sonde te val, en die mensdom is verdoem. En wat nou? Die engele het gesien hoe die Here alles maak, gesien hoe die mens in sonde val, maar wat nou? Wat gaan die Here doen om herstel te bewerk? Wat gaan van die mens word? En dan eendag roep die Here weer die engele voor hom in. Hy sê vir een om na Abraham toe te gaan, dan na Josef, Moses, Dawid, en so hou die lyn aan. Stukkie vir stukkie openbaar die Here aan die engele, en deur die engele ook aan die mense sy raadsplan van verlossing. En is asof elke keer wanneer ons dan na die hemel kyk deur die profete, daar net lofsang is oor dit wat die Here doen.
Ja, die leerskare van die Here loof en prys die Here vir sy wysheid en sy genade wat hy aan die mens bewys. Hulle loof hom vir hierdie verlossingsplan wat hulle deel het om te ontvou. En dan aan die einde van die Ou Testament stuur die Here vir 'n laaste keer 'n engel aan die profeet Sagaria. Ja, die profeet in die Ou Testament, Sagaria. Dis die laaste keer wat ons van 'n engel hoor en dan is daar vir 500 jaar stilte. Dit is asof ons die spanning in die hemel kan voel. Soos Petrus sê, die engele kyk af. Is asof hulle oor die randjie van die hemel loer om te sien wat gaan die Here volgende doen. Wat is die volgende stap in sy verlossingsplan? En toe breek die volheid van die tyd aan. Die Here roep weer die engele voor hom in. En hy sê aan Gabriël dat hy moet gaan na 'n priester met die naam Sagaria. Dan stuur die Here hom na Maria toe, na Josef toe en later na die herders toe. En geliefdes, dink weer mooi in daardie oomblikke in die verlede toe die Here engele uitgestuur het. Hy was elke keer by groot draaipunte, oomblikke van verlossing en vreugde in die volk se geskiedenis. En met Christus se geboorte sien ons hoe 'n magdom engele verskynings plaasvind. Ja, nie 1 nie, nie 2 nie, nie 3 nie. Ja, 4 keer verskyn 'n engel en dan verskyn 'n hele leer van engele. Die hemel was verlang stil. Die engele het verlang nie meer uitgegaan nie, maar nou in die volheid van die tyd stuur die Here sy hemelse boodskappers uit. En dink aan daardie oomblik in die hemel toe die Here hulle ingeroep het. Toe die Vader vir die Seun gesê het, die tyd het aangebreek. Ek stuur jou nou na die mens toe. Neem hulle vlees aan, wandel saam met hulle, neem hulle lot op jou, neem hulle sonde op jou en sterf vir hulle aan 'n kruis. Dink net aan die vreugde en die opgewondenheid in die Here van die Here en in die leermag van God. Dink net aan die lofsang en die eerbetoning wat hulle aan die Here gebring het in daardie oomblik. Kom ons gaan nou terug na die geboorteverhaal van die Here toe. Die Here stuur vir Gabriël na Sagaria toe. Kyk wat sê Gabriël vir Sagaria. Hy sê, ek is Gabriël wat voor God gestaan het. Ek is gestuur om met jou te spreek en hierdie goeie tyding te bring. Van Maria sê hy weer, wees gegroet begenadigde, die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. Jy het genade gevind by God. En uiteindelik sê hy vir die herders, kyk, ek bring vir julle die goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser, Christus die Here gebore. En dan sê Lukas in vers 12, dat daardie oomblik kan die hemel nie stil bly nie, maar 'n menigte engele kom, skielik was daar 'n menigte engele uit die hemel, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense, en wie God te welbehaag het. Ja, daardie lofsang wat in die hemel weer klink ook nou op aarde. Die leermag van God kan hulle opgewondenheid nie hou nie. En een skrywer stel dit as volg, die magtige weermag van die Here, hulle kom nie met swaard en spies nie, maar met harp en lier, om die lof van die Here toe te sing. Eer aan God in die hemel, en vrede op aarde vir die mense. En laastens, let op na die eerste woorde, wat elke keer uit die engele se mond uitkom, wanneer hulle aan die mense verskyn. Sagaria, Josef, Maria, ook die herders, hoor elke keer hierdie woorde. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Liefdes, wat is tog die groot gevolg van die sondeval? Die Here het in die tuin gesê, dat as julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. En nou sê Hebreërs 2 van ons, dat die duiwel, die Satan, ons vyand, dat hy die dood gebruik om ons bang te maak. Dit is tog soveel keer mense se grootste vrees. Die dood. Ja, nie net die eerste dood nie, maar ook die ewige dood, die tweede dood, die ewige straf van God wat ons verdien weens ons sonde in die tuin. Dit behoort ons grootste vrees te wees. En dan sê Hebreërs verder, die mensdom is vlees en bloed, en staan onder die vloek van die dood.
Ons staan in die greep van die sonde en ons is bang vir dit wat voor lê. Maar vir hierdie rede het die Here Jesus mens geword. Hy het die mag, hy het in mag gekom en die mag gebreek van die een wat ons so in die vrees vir die dood hou. Hy het ons bevry van die slawerny van die sonde. En daarom sê die engele elke keer, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Die Seun van God het mens geword en verlossing kom bewerk. Die engele besef, dit gaan nie vir die Here oor die engele nie, maar oor die nageslag van Abraham. En daarom het Jesus in elke opsig aan ons gelyk geword. Hy het mens geword en ons sondes kom versoen. Geliefdes, ek sluit af. Volgende keer as julle 'n Kersvertoning gaan kyk, 'n opvoering van die Kersverhaal, dink weer 'n bietjie mooi aan die rol wat die akteur van die engele vertolk. Ek dink nie die aankondiging van die geboorte van Jesus was met 'n diep en statige stem en 'n rustige toon nie. Nee, die Here stuur een van sy offisiere van sy engele leermag om 'n koninklike aankondiging te maak. Dink aan die hemelse opgewondenheid voor daardie aankondiging by die mense uitgekom het oor die geboorte van die Verlosser. Dink weer aan die engele se woorde. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Geliefdes, vandag verskyn daar nie meer engele uit die hemel met 'n boodskap soos in die verlede nie. Hebreërs 1 sê dat daardie tyd verby is. Maar die Here het beloof dat daar weer eendag 'n engel sal kom praat met ons. Daardie dag wat die koms van die Here weer aankondig, 'n luid stem uit die hemel soos die van 'n aartsengel en die geblaas van 'n trompet vir almal om te hoor. Daar sal weer vrede wees, daar sal weer vreugde en lofsang wees oor die verlossingsplan van die Here. Daarom, geliefdes, gaan uit en leef in hierdie troos dat die Here reeds die grootste vrees van ons af weggevat het. Hy het ons bevry van die sonde en ons uit die mag van die Satan en die dood kom red. Ons hoef nie te vrees vir die seer en die wanorde van hierdie wêreld nie, vir die onsekerheid van die wêreldgebeure nie. Want die Seun van God het mens geword en vir ons kom sterf. Hy het die vrees vir ons oorwin. En daarom mag daar ook in ons harte en in ons eredienste en in ons huise hierdie lofsang uitgaan. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy 'n welbehae het. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil aansluit met die loflied van die hemelse leerskare. Ons wil U die eer bring. U wat in die hoogste hemel sit en troon. U wat U Seun gestuur het om vrede op aarde te kom bewerk, om hoop te kom gee, verlossing vir die verlorenheid en vir die verlore mens te kom bewerkstellig, dat hy vlees en bloed aangeneem het, aan ons gelyk geword het en ons skoon gewas het. Dankie Here, ons prys U naam, ons loof U vir U wysheid en vir U verlossingsplan, vir U almag, dat niks vir U onmoontlik is nie. En ons dank U dat U die vrees van die dood vir ons weggeneem het. Help ons om in vreugde, help ons om in hoop te lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.